Welkom by Doxaday Mainstream Campus se Afrikaanse diens. En ek hoop dat jy uit hierdie diens uit gaan geïnspireerd wees en sal besef dat die Here is met jou in hierdie tyd. Net 'n paar goeders wat ek onder die aandag wil bring. En die eerste ene is dat ons het 'n klomp kursusse wat of afgeskop het of gaan afskop in hierdie week wat jy nog kan deel van raak. Die eerste een is Grief Share en die ander ene is Divorce Care en Verloof wat nou. So as jy wil meer inligting kry oor een van daai kursusse, is jy welkom ons kantore te kontak of jy kan op ons webtuiste gaan en al die inligting daar kry. Ons wil ook dankie sê vir almal wat so getrou gee in hierdie tyd. En jy sal sien na hierdie diens sal daar 'n QR code wees wat jy kan scan om jou tiendes te gee, of jy kan na ons website toe gaan en daar die banking details kry. Johan gee vir ons vandag die woord en ek glo jy gaan iets beleef van die Heilige Gees wat deur en in jou werk. Geniet die diens saam met ons. Tried so hard to see it. It took me so long to believe it, that you choose someone like me to carry your victory. Perfection could never earn it. You give what we don't deserve. Take the broken things and raise them to glory. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won, I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. And now I can finally see it. You're teaching me how to receive it. So let all the striving cease. This is my victory. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you won, I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. When I lift my voice and shout, everyone comes crashing down. I have the authority Jesus has given me. And when I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the authority Jesus has given me. When I lift my voice and shout,
Vandag kuier ons verder rondom die hele gedagte van follow. Dis 'n reeks wat ons doen om jou te help om eintlik in die voetspore van Jesus te wandel. Ons het al gesels oor verskillende fasette om die Here die Heer van jou lewe te maak. Ons het gesels oor die belangrikheid van om by 'n plek te kom dat ons deel is van 'n gemeenskap. Ons het gekuier rondom om regtig kwaliteit tyd te spandeer in die woord en wanneer dit kom by om net te bid en verhoudingstye te skep saam met Jesus. Vandag gesels ons rondom die gedagte van om die Heilige Gees 'n permanente plek te gee in jou lewe, om hom toe te laat dat hy jou lei en jou leer. Nou as ek die woord Heilige Gees gebruik en die Heilige Gees se betrokkenheid in jou lewe, dan voel dit dadelik vir baie van ons of dit 'n sekere uitgesoekte groepie wat die voorregheid om die stem en die leiding van die Heilige Gees te belewe. En ek wil eintlik jou vandag vat op 'n reis om te ontdek en te sien dat die Heilige Gees elke dag, ek wil sê elke oomblik, in jou lewe betrokke raak en is. En ek en jy sien hom nie elke dag raak nie. Dis dalk die grootste probleem is om ons oë te kan skuif na 'n plek toe waar ons hom kan raak sien. Kom ek vat jou dalk na jou eerste tree van jou pad wat jy saam met Jesus begin stap het. Onthou jy daai dag wat jy jou hart en lewe aan Jesus gegee het? Dit was juis alreeds by daai dag, by daai geleentheid, waar die Heilige Gees spontaan in jou lewe kom inspraak gee het. Dit was sy stem wat jy gehoor het, wat vir jou gesê het, dis 'n goeie idee om Jesus te volg. Jesus is lief vir jou. Onthou jy, Jesus wil jou sondes vergewe. Onthou jy daai vrede wat jy beleef het toe jy besluit het dat Jesus jou alles is en hy die Heer van jou lewe is. Daai oomblikke, daai gedagtes om jou by daai plek te kry, daai ervaring van vrede, is alles die werk van die Heilige Gees. Dis Johannes 16:8 sê dis die Heilige Gees wat ons oortuig van ons sondes. Dis die Heilige Gees wat ons oortuig dat Jesus vir ons lief is en dat ek hom moet volg en vertrou met my lewe. Ek en jy het die Heilige Gees in ons lewe nodig. Kom ek gebruik hier die volgende metafoor. Ons familie het die voorreg gehad om op een van daai groot bote te gaan in die Middellandse See. Nou, ek het 'n huwelikseminar op die boot aangebied, klomp vriende saam en ons het lekker gesels oor die huwelik maar daai boot was amazing geweest. As ek jou op daai boot kon vat, dan kon ek jou nie vertel hoeveel restaurante was daar nie. Daar was 'n groot teater geweest. Daar was coffee shops, daar was winkels, daar was 'n mall op daai boot geweest. Daar was entertainment. Daar was hoeveel swembaddens. Daar was self 'n slide wat jy kon afgly. Alles wat jy kan aan dink was op daai boot geweest. Maar die mees fascinerende gedeelte van daai boot was eintlik die engine kamer. Jy kon op 'n toer gaan en eintlik daai ingenieurswerk aanskou. Dit wat in die onderkant was, dit wat niemand gesien het nie, was eintlik die krag van daai boot. Want nêrens kon iemand iewers heen gaan as dit nie was vir daardie 4 engines wat daai boot gedryf het na sy bestemming toe nie. As daai metafoor kan terugtrek in jou lewe, dis eintlik waar die Heilige Gees inkom. Dis die Heilige Gees wat jou toerus, dis die Heilige Gees wat jou bekragtig, dis die Heilige Gees wat jou meer maak as jouself. Dis as jy 'n dokter is, as jy 'n ingenieur is, as jy 'n onderwyser is, as jy 'n pa is en 'n ma is, 'n ouma of 'n oupa, maak nie saak watter rol jy vertolk nie. Jy kan dit nie doen sonder die kapasiteit van die Heilige Gees nie. Daai bo-natuurlike inspraak, die Heilige Gees wat my stuur, wat my lei, wat in my lewe inspraak gee. Ek en jy het die Heilige Gees so nodig. In Johannes 16 vers 7 kom Jesus juis. Dan sê hy hierdie groot woord, hy sê, dit is tot julle voordeel dat ek weggaan. Dit is tot julle voordeel dat die raadgewer, die Heilige Gees in my plek kom. Dis hy maak 'n radikale stelling, hy sê net so voordat hy deur die kruisiging gaan en die opvaarding plaasvind, dis so 'n week voor dit, maak hy die stelling en sê, ek wil vir julle sê, dat julle het die Heilige Gees nodig. Dis beter, want hy kom by 'n plek wat hy wil sê, jou eie krag en jou eie potensiaal is nie genoeg. Jy's nie in staat om met daai
bietjie hierdie lewe te maak werk nie. Jy het meer nodig as die Heilige Gees. Dis geen wonder Paulus trek ons in daai storie in, dan sê hy, kan ek jou leer dat die Heilige Gees wil kom tempel maak. Die woord is eintlik, hy wil kom woning maak, hy wil jou sy huis maak, hy wil vanuit jou hart uit jou gelei, hy wil so naby aan jou kom, dat jy by 'n plek is, dat daar geen afstand meer tussen jou en hom sal wees, nie? Kom ek vat dit uit 'n ander hoek uit. Dis vir Jesus so belangrik, dat sy laaste woorde wat hy vir ons geleer, is om my en jou bewus te maak om ruimte te skep vir die Heilige Gees. Jy weet daai laaste woorde, iemand se laaste woord het mos soveel waarheid in hom. Daar's soveel om te leer uit iemand se laaste woorde. Soos Billy Graham het altyd Joseph Everett se woorde aangehaal, wat hy gesê het, kom ek vertel julle, die hemel is 'n werklikheid. Jesus kom jou regtig haal, want Joseph Everett se laaste woorde was glory, glory, glory. En dan Billy Graham gepreek en gesê, kyk, hy het gesien die teenwoordigheid van die Here, sy laaste woorde. Net voordat Jesus opgevaar het in Handelinge 1 vers 8, dan sê hy vir ons, ek nooi julle in hierdie spasie in, julle sal krag ontvang, julle sal dit wat julle nodig het, om julle lewensskip in 'n rigting in te vat, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Maak ruimte vir die Heilige Gees. In ons selgroep hierdie week wil ons lekker gesels oor die follow reeks en ons kuier saam, praat daaroor. Sê een van die sellede, vertel hy die storie van sy seentjie wat die buurman se kar se voorste lig uitgegooi het met 'n cricketbal, per ongeluk. Hulle het gespeel, gooi hy lig uit. Maar toe hy in die huis in hardloop, toe soek hy sy pa en hy sê, pa, ons het 'n probleem. Ons moet saam na die buurman gaan en verduidelik wat ons gedoen het. Ek het so gelag toe hy dit vertel, want dis eintlik presies die storie wat eintlik prakties in ons lewe gebeur is. Die lewe is nie 'n ek lewe nie. Die lewe is 'n ons lewe. Hy wil saam met my en jou in ons probleme betrokke raak. Hy wil saam met my en jou droom oor ons besigheid. Hierdie is 'n ons. Dis ek en die Here, dis ek en die Heilige Gees wat saam met ons elke dag lewe. Ek sê ons storie, hy is saam met my in elke faset van my lewe. Laat my dink aan 'n hartseer oomblik, maar tog so groot lewensles en 'n gebeurtenis wat die afgelope 2 weke by die kampus plaasgevind het. Julle weet, JP Lawrence is oorlede en sy goeie vriend Leon was net voor hom in die hospitaal gewees. Leon was in die ICU gewees en JP was op pad hospitaal toe. Hulle beland in die 2 beddens langs mekaar in die COVID-saal. En daarso begin Leon en JP gesels en hulle praat oor die lewe. En op 'n tyd sê JP, hy sê, "Jene, ek is so bang as ek in die ICU beland." En nou begin die gesprek en Leon begin vir hom vertel en sê, "Maar kan ek jou vertel, toe ek in die ICU was, toe ek op die ventilator was ek nie alleen nie, maar die Heilige Gees was by my gewees. Ek kan nie vir jou sê die ongekende vrede wat ek in my lewe beleef het nie. Dit was vir my nie 'n oomblik gewees dat ek in vrees ingegaan het nie, maar ek het ingetap in die teenwoordigheid van die Heilige Gees." Hy sê, ek was saam met hom daar. Dit was 'n ons storie. En Leon vertel in die volgende oomblik roep JP uit en hy sê, "Prys die Here, as ek gaan het ek nie meer vrees nie." Hy sê, want ek weet, hier is 'n ons storie, die Heilige Gees gaan saam met my daarin. En as ek met huis toe gaan, is ek nie bang nie, want die Heilige Gees is met my. Dis 'n ons storie. En as ek jou kan eintlik net vat vir 'n oomblik, sommer net so random thoughts vir jou gee oor die rol van die Heilige Gees, dan gaan jy hoor, dis 'n ons storie, want as die Heilige Gees se rol was om jou te oortuig van jou sondes en jou te vertel hoe belangrik dit is om Jesus te volg. Dit was die Heilige Gees wat jou vrykom spreek het van jou verlede. Dit was die Heilige Gees wat jou nuut kom maak het en jou 'n nuwe DNA en 'n nuwe identiteit gegee het. Dit was die Heilige Gees
wat jou gedurig die waarheid van hierdie nuwe jy herinner, en vir jou vertel, dis nie meer jou verlede, is nie meer jou vertrekpunt nie. Dis die Heilige Gees wat jou help om te ontdek die wil van die Vader. Dis die Heilige Gees wat jou lewensdoel aan jou kom openbaar. Dis die Heilige Gees wat jou help om God se plan vir jou lewe te ontdek. Dis die Heilige Gees wat jou die potensiaal gee om daai lewensplan uitvoering te gee. Dis die Heilige Gees wat die liefde opwek in jou hart vir ander mense. Dis die Heilige Gees wat jou eintlik jou oë oopmaak dat wie Jesus is en wie God is, en dit wek geloof. Dis hy wek hoop en geloof binne in jou hart op. Dis die Heilige Gees wat die skrif oopbreek sodat jy kan sien areas waarin jy moet groei. Dis die Heilige Gees wat jou leer om te bid. Dis geen wonder Jesus sê, die Heilige Gees is my en jou raadgewer. Hy's daar betrokke in jou lewe. Jy weet, ek en jy is pa, ons is ouers, 'n ma, en my doel met my kind is om hom nie net dissipline te leer, en te sê, hoor jy moet aan hom gehoorsaam wees as ek praat nie. Jou doel met jou kind is mos eintlik om die coach te wees. Langs jou kind in te kom, met hom 'n pad te stap, om voor te berei vir die groot mens wel, gewoontes in sy lewe in te bou, sodat hy die beste hy kan wees, sy drome te kan help ontdek. Dis die rol van 'n pa en 'n ma. En dis die rol van die Heilige Gees. Jesus leer ons, wanneer hy praat oor die rol van die Heilige Gees, dan gebruik hy baie interessant 2 groot woorde om sy rol in ons lewe te verduidelik. Hy gebruik die woord leer en herinner in Johannes 14 vers 26. Leer, dis hy maak die nuwe waarheid oop. Hy sê, hier is 'n area waarin jy moet groei, kom ek leer jou die belangrikheid om hierin te groei. Dis die waarde, dis die why, hoekom jy hierin moet groei. Nou gaan ek vir jou leer die beginsels wat jy moet toepas om hierdie beginsel in jou lewe in te bou. En dan kom jy in die elke dag lewe, en dan kom herinner hy jou, dan sê, okay, wag 'n bietjie, jy's nou amper by die plek waar jy nou jou meer gaan verloor, onthou wat ek jou geleer het, jy moet werk aan hierdie meer, ek herinner jou nou, hierdie gedagtetjie van, haal asem, tel tot 10, pas dit nou toe. Dit is die hele tyd die dans tussen, in sy sagte stem, tussen leer, en dan gaan ek jou herinner. Dis hy wat die wil in jou bewerkstellig, om die planne en die hartklop van die Here uit te leef. Dis Paulus skryf daaroor in Romeine 8 vers 5. Hy sê, hier's 'n stoei in ons. Hier's 'n stoei in ons harte, tussen my eie begeertes en die wil van die Heilige Gees. En dan sê hy in vers 5, hy sê, maar die wat deur die Gees beheer word, hulle gedagtes is vol van die dinge wat die Gees gelukkig maak. Vers 6 sê, maar as die Gees jou denke oorheers, beteken dit vir jou ware lewe en vrede. Hy nooi jou by die plek en sê, laat die stem, die leer en die herinnering van die Heilige Gees 'n groter waarheid word as jou eie planne. Want dis die Heilige Gees wat jou in die volle waarheid wil leer. Johannes 14:17 sê, dit is die Gees van waarheid. As ek dink aan die waarheid, hierdie woord herinner, dan sê hy wil jou herinner byvoorbeeld aan wat jou nuwe identiteit is. Hy wil jou herinner aan wie Jesus is, dat Jesus is 'n God van liefde, daar is geen afstand nie. Hy's daar om jou altyd te onthou en jou te begelei binne in daai spasie. Dus, kom ek verduidelik dit soos volg. Die Heilige Gees wil en is betrokke in jou lewe. Dis nie of hy's nie op 'n afstand en daag af en toe op nie. Hier kom 'n profetiese woord. Yes, nou het ek weer ietsie van die Heilige Gees ontvang. Inteendeel, hy kom woning maak. Hy wil jou lei. Hy wil deel wees van die ons storie. Dis soos om, jy weet as jy kar was en jy het 'n tuinslang, ek weet ons mag nie nou meer nie, want het is waterbeperkings, maar toe ons 'n tuinslang kon gebruik om jou kar te was, wat jy gedoen het is, terwyl jou kind kar was, dan jy so af en toe die tuinslang gaan toedruk, en dan spuit dit en kyk en dan weet hy nie waar kom die water uit nie, en as hy so mooi kyk, dan maak hy oop, en dan is dit lekker sports wat daarmee saamgaan. Maar hier is die beginsel, die kraan is oop, die stroom vloei, maar ek en jy kan die tuinslang toedruk, sodat ons eers verder kan was en later weer kan oopmaak. En ek en jy het die voorreg
om die Heilige Gees 'n permanente teenwoordigheid by ons te hê. Sy stroom van lewe wil deur ons lewe vloei. Maar al wat ek en jy moet doen is, ons moet geleenthede skep, ons moet sensitief wees, ons moet ons ore oopmaak vir sy leer en vir sy herinnering, en dan gaan jy sien en jy gaan ontdek hoe die stroom eintlik begin deur jou vloei na ander toe in jou eie lewe, en hoe hy betrokke is permanent in jou lewe. Laasweek het ons gesels, Darcy het gepraat oor die beginsel van Bybellees en die beginsel van bid. Dis juist in daai tye wat ek intentioneel bietjie stop, pause, en nie net lees, en nie net bid, en waar ek stil word, ingestel te raak, en sê, Here, in die skrif, wat sê U Heilige Gees? Dis nie net ek lees die Bybel nie, praat met my Here, vorm met my Here. Here, as ek bid, het ek 'n noteboekie, wat 'n aha oomblikke, wat 'n nuwe gedagtes kom rondom my karakter, groei areas, rondom hoop, rondom verantwoordelikheid om 'n verskil te maak. Wat sê U vir my, Here? Na wie toe stuur U my? En hoe meer ek oplet na daai leer en herinnering oomblikke, hoe meer sal ek en jy inbeweeg onder die leiding, en hoe meer raak dit nie 'n ek storie nie, maar dit raak 'n ons storie, ek en die Heilige Gees, met sy inspraak lewe voluit. Jy weet, Efesiërs 4:30 kom Paulus en hy maak 'n radikale statement. Hy sê, en bedroef nie die Heilige Gees van God, deur wie julle verseël is nie. Ja, so groot woorde, dit voel amper laat my so amper skuldig voel, maar ek wil hê jy moet net verstaan wat hierdie skrif vir ons sê. Jy moet hom van agteraf lees, deur wie julle verseël is. Daai woord verseël beteken, die Heilige Gees het kom woning maak. Daar is geen afstand nie. Dus jy kan niks doen wat die Heilige Gees so hartseer maak, dat hy onttrek van jou nie. Die vertrekpunt is, hy is soos 'n stroom in daai tuinslang wat altyd na jou vloei. Die engine kamer, die kapasiteit is in jou, het kom woning maak binne in jou. Dus jy kan nie hom wegdryf van jou af nie. Maar die woord grief, die woord bedroef, is eintlik die woord lipo, wat 'n liefdeswoord het. Hy sê die hartklop van hierdie woord is, hy sê die Heilige Gees het so begeerd om in verhouding met jou te staan. Hy sê, en as jy hom nie toelaat, en is dit eintlik hartseer, hoor jy sommer, daar's soveel meer lewe in stoor vir jou, daar's soveel meer oorvloed vir jou in stoor. En wanneer hy staan en kyk en sê, hoe jy eintlik na jou kop gaan stamp, hoe jy die verkeerde besluite gaan neem, en dan raak het hom so in sy binneste, dat hy hartseer raak, omdat hy jou nie kon lei nie, omdat jy hartseer raak, omdat jy nie intap in die krag nie. Al wat hy vir jou eintlik sê is, hy sê, hy nooi jou in daai spasie, maak die tuinslang oop, skep geleentheid, wees bewus van die Heilige Gees se insprake. Moenie by 'n plek kom wat jy dink jy is goed genoeg om hierdie lewe alleen te lewe nie. Moenie by 'n plek kom waar jy deur die gejaag van die lewe hardloop, dat jy nie pause en oomblikke skep vir hom nie. Moenie by 'n plek kom dat jy dink jou vooropgestelde idees is eintlik so oulike idees dat jy nie hom toelaat om dit te vorm en te skuif nie. Moenie nie sê vir die Heilige Gees as hy jou roep om eintlik 'n bediening uit te leef en jou roeping uit te leef nie. Kom by 'n plek waar jy hom nie bedroef nie en toelaat dat hy inspraak lewer binne in jou lewe, dat hy jou gedagtes lewe, rig in 'n rigting, dat hy jou die kapasiteit gee om môre voluit te kan lewe. Nooi die Heilige Gees in jou elke dag lewe in en jy gaan sien hoe hy jou leer en jy gaan sien hoe hy jou herinner en jou toerus vir elke dag. Wil jy nie daar waar jy sit jou oë toemaak? Ek wil vir jou 'n gebed doen. Ek wil bid dat jy jou ingesteldheid jou hart sal fokus op die Heilige Gees en jou sal instel om sy stem en sy rigting in jou lewe te volg. Kom ons bid saam. Here, ek bid, mense terwyl hulle nou sit, in hierdie oomblikke sal ervaar hoe die Heilige Gees hulle bemagtig en bekragtig. As daar mense is wat nou die gebed bid, Here, wat sê, vul my met die Heilige Gees, dan sê hulle, Here, help my eintlik om my oë oop te maak, om die volheid van die Heilige Gees in my lewe te sien. En daarom bid ek nou, dat oë sal oopgaan, dat mense sal sien, die volheid van die Heilige Gees
wat kom woning maak binne in hulle en dat hulle onder die leiding van die Heilige Gees sal beweeg. Here, ek bid as daar mense is wat nou sê, Here, maar Here, hier begin 'n roeping in my opstaan, maar ek wonder of ek potensiaal het, sal hulle begin opstaan en sê, Here, maar ek gaan hierdie roeping, hierdie ja vir dit sê, en ek gaan intap in die krag van die Heilige Gees, om volgens daai roeping te wandel. En dis my gebed, in Jesus naam. Amen en amen.